Suid-Afrika is die eerste rolbal wonderkind, kleurvolle klerekas, konnoisseur en gunsteling komediant Skalk Besuidenhout kuier vandag by ons. Volgens Skalk is die vertoning natuurlik lekker. Jy weet daai vertoning wat ons van jou, wat is dit? Hey, die wors. Hey, die worsy. Hey, die wors. Maar welkom. Dankie. Rolbal wonderkind is die beste compliment wat jy vir my kon gee. Baie dankie. Ek wou, jy weet, dalk 'n bietjie iets ingebring het soos wat s'n aan die ene wat jy met stokke gooi. Jy kan rolbal ook met 'n stok speel. Van die ooms by my klub speel met stokke, ongelukkig. Die wat al rugoperasies gehad het. So jy weet nie so lekker kan buig nie. So jy kan ook met 'n stok speel. Ja. Maar luister my vriend, ek wil dan net eers vir jou geluk sê met die Sub 11 by die Comrades. Baie dankie. Ek trots daarop ook. Ja. Hoe gaan dit met die toon nou? My toon is my toon is nie lekker nie en hulle het gesê ek kan volgende jaar verniet kom hardloop. Maar ek weet nie of ek hulle gaan opneem op daai offer nie, want die Comrades, ek moet ook net bietjie mense reality check, want almal wat die Comrades hardloop sê net vir jou, jy moet dit doen, is ongelooflik. Ja, dit is, maar dit is 'n helse ding om aan te pak, hoor. Dit is moeilik op die dag. My toon al begin afkom na 40 kilo, so ek moet vir 45 kilos gehardloop met hierdie seertoon, aftoonhaal, blaase. So Comrades is regtig iets wat jy moet mooi dink voor jy het dit gemaak. Ja. Mag dit nou nie eers die laaste ene wees nie, asseblief. Ek dink dit sal die laaste een wees nie, maar ek sien die kans vir volgende jaar. Ek kon meer as 'n jaar om te recover, ja. Vertel vir my van hey, die worsy. Hey, die worsy. Dit kom obviously uit 'n plek waar jy gesê het, ek meen omdat jou verhoudinge goeie so publiek begin het, moes dit ook publiek eindig en ja, hier is ons nou. Ja, die Afrikaans vir dit, as ek dit in Afrikaans gaan doen, is hey, ek geskei. Maar ja, dit was maar, ek dink seker maar so vol van die aard van ons tipe werk, was my egskeiding nou nie eintlik 'n privaat ding nie, wat ek fyn oor is. Ek bedoel, dit is maar die natuur van ons industrie is dat as jy skei, gaan die huisgenoot artikel daaroor skryf en dit is nou maar, dit gaan 'n publieke affære wees. En mense was so half het baie belang gestel en ek grap altyd en sê, as jy trou, stel niemand so erg belang nie. Niemand vra, hoekom trou jy? Want dit is al obvious hoekom jy trou. Ja. Maar as jy skei, dan wil almal nou weet, hoekom het jy geskei? Wat is die redes? Wat het gebeur? Is daar een of ander skandaal? Toe dog ek gaan 'n show skryf daaroor. Maar die show gaan eintlik baie meer net oor persoonlik waardeur ek deur was met dit en die pyn en goed wat daarmee gepaard gegaan het. Maar dan ook, die show het ook 'n baie positiewe boodskap aan die einde, want ek is nie glad nie bitter oor die huwelik en oor liefde, en ek dink nog steeds die huwelik is een van die beste, mees ongelooflike goed wat mens kan doen, en ek sal graag weer wil trou eendag. Ek word net bietjie, dis is nou die Comrades, ek word net gou 'n jaar of 2 weer. Met die ek het 'n emosionele seertoon wat eers moet, die naal moet teruggroei. Hoorie Skalk, jy sê die show is nou goedkoper as om te gaan vir berading of terapie. Was dit ook vir jou terapeuties om die show mekaar te sit? Baie, want dis maar net, elke aand praat ek oor seker die mees traumatiese ding wat al ooit met my gebeur het. En die eerste paar shows was rof, want ek was 'n deel in die show waar ek 'n deel van my trou toespraak lees. En jy deel dit met mense, en dit was ook vir my, ek het ook gewik en weeg van hoeveel moet ek nou deel eintlik in die show, maar ek het toe voluit te gaan en ek deel redelik alles. Maar dit was op die einde vir my die mees terapeutiese ding om te doen, en elke aand na aand, nou is dit vir my eintlik lekker om die show te doen, want nou voel ek kan daai hoofstuk uiteindelik toemaak. Moes jy toestemming kry by jou ex om nou? Ek moes seker, maar ek weet nie. Jy weet mos hoe kan party mense nou aangaan, maar jy het nooit dit of dat nie, hulle kan maar moeilik raak. Ag, die show gaan eintlik meer oor my en minder oor haar, en ek sê nie enigiets. Ja, so dis maar eintlik my eie ervaring wat ek maar net deel. Nou ons as sangers sal ons maar 'n break-up song skryf. Is hierdie jou break-up song? En ek was juist jaloers dat hoekom kan sangers 'n break-up song hê en komediante kan nie 'n break-up joke hê nie, of 'n break-up show. So toe dog ek, hier is my break-up album basies. Hier is my Taylor Swift oomblik. Hoor jy, die ander ding is ook, ek meen as jy nou kyk na die internasionale komediante en
mense sien ons altyd, jy's altyd mos maar die een met die glinster in die oog en jy's altyd reg vir 'n joke, maar ek meen soos hierdie is 'n ding waardeur 'n ou gaan en ons is eintlik ook maar sagge aarde mensies. Ek praat nie van ons, maar ek meen in die vermaaklikheidsbedryf. Ja, ek dink komedie het oor die jare verander wat komediante deel deesdae baie meer oor hulle persoonlike lewens en dit kom met die goeie en die slegte. Jy kan nie net as dit goed gaan praat daaroor op die verhoog nie, want die slegte goed, mense, soos ek sê, die huisgenoot of wat ook al, mense vind daarvan uit, en dan kom hulle show toe, en dan is dit amper eintlik vreemd as jy dit nie aanspreek nie, want hulle weet nou hierdie ding van jou, en hulle wil nou gaan, maar wat's nou jou opinie daaroor, of hoe voel jy daaroor? En soos met sangers ook, die gehoor stap so pad met jou. Jy weet, hulle deel in jou blydskap. Toe ek getrou het ek gevoel, die mense wat my volg en ondersteun, het so gedeel in daai blydskap van die huwelik, en toe ek skei, het ek ook gevoel, hulle deel half in die hartseer. Ek het baie nice boodskappe gekry van mense wat net gaan, jessie man, dit is nou tough, en sorry. Maar hulle reageer positief, dis en ons dink aan jou, en hulle gaan so op hierdie ding saam met jou, so ek wil hulle in die shows ook saam bring op die reis. Ja. Is dit nodig om baie keer die show op 'n manier aan te pas vir die verskillende gehore? Of dis nie nodig nie, die show is wat hy is? Ja, die show is wat hy is, al doen ek dit oor see, gelukkig, egskeiding, liefde, al daai goed is baie universele temas, so ek hoef nie dit aan te pas as ek in Australië optree of in Kanada, waar ook al nie. So ja, dis 'n redelike nice tema, en wat ek ook hou van die show is, jy hoef nie al geskei te wees om te kan, ek dink enigiemand wat al deur 'n liefdesteleurstelling is, sal kan aanklank vind by dit, ja. Hoor jy nou, waar het jy nou al geshow wat vir jou nou nogal 'n gunsteling plekkie was, of 'n land was, of iets waar die show nou lekker afgeloop het? Perth is altyd nogal 'n spesiale show, Pretoria. Ja, Want dit voel of jy 'n show in Pretoria doen as jy in Perth optree. En ek doen altyd 'n lekker groot gehoor in Perth. En dan ook Auckland in Nieu-Seeland is ook altyd 'n lekker groot gehoor. En daai mense is so ver van Suid-Afrika. Dis 'n 11 ure verskil. Dit is letterlik aan die ander kant van die wêreld, in 'n ander teenoorgestelde tydsone. So hulle waardeer ook altyd as die Suid-Afrikaanse kunstenaars daar is. En dan dit is my eintlik die lekkerste om dit hier by die huis te toer, want ek voel in Suid-Afrika was dit regtig die deel waar ek nou als verwerk het en deur dit beweeg het. So dis my lekker om met hierdie mense te gaan, jy weet, ons is saam half deur hierdie ding. Lekker. Waar gaan ons kaartjies kry? Waar kan ons nog die show beloer? Ek hoop nie hy is nou al aan die einde se kant nie. Nee, die beste manier is maar op my webwerf skalkbesynou.com, is al my datums daar. Ek het nog 'n paar datums oor in Johannesburg, Pretoria is nou al agter die rug, en Durban ook, en dan doen ek nog die Kaap, en 'n show by Woordfees waar ek dit gaan doen in Afrikaans, hy ek se skei. En ja, mense moet maar net 'n oogie hou op my sosiale media, en hulle sal daar my sien. Next time wil ek met jou gesels oor die agter die skerms wedervarings by die kantoor, en Ja, ons moet. Ek dink daar kan baie gebeur, maar baie dankie vir die inloer, man. Hey, ek is geskei. Hey, die wil sê. Ja. Skalk Besynou, die legendariese rolbalkampioen. Ek maak net 'n grapjie. Ek is. Dit is alles dan van ons kant af vir vanoggend. Ons is môreoggend klokslag weer terug. Maak mooi, maak 'n verskil andersins. Wees die verskil vir my en die res van die span. Mooi bly mooi en moet nooit ophou droom nie.